Hartlike goeiemiddag vriende, dit is David Malani in Newcastle en dit is nou hierso op die maandagmiddag net na die groot Paasnaweek. Paas, ja, ons kan maar sê Paas, net soos ons moet net nie daai Engelse woord sê in die Easter, want daai kom van die afgod af, sy naam Easter. En ons gebruik daai woord Passover. Jesus het oorgegaan daar in Egipte by die Pasga alreeds, jy weet wat dit alles beteken. Maar nou staan hier in hierdie groot vers in die Bybel, Johannes 14, vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Iets wat nogal kragtig uitstaande is in daai vers, is dat daar 3 keer staan die. Hoorie, en ek het gaan kyk in die ander vertalings in die Bybel, man, dit is soos dit is. Daar staan die. Enige vertaling. Met ander woorde, Jesus is nie 'n waarheid nie. Jy kan nie vir Jesus langs Mohammed gaan neersit nie. Hy's die waarheid. Wat beteken dit? Dit beteken net eenvoudig dat dit waarvan hy hier praat, daar's net een. En dis hoekom dit is die. En dis hy. En jy gaan dit nêrens anders kry as by hom nie, want dit is wat aan die einde van die vers staan, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, want dis uniek. Ja, daai woord uniek, jy weet mos, dit staan daar in Johannes 3 vers 16. Hy is die eniggebore, die unieke seun van God, mooi vertaal in die Nuwe Afrikaans 2020, hy is die unieke seun van God. Uniek. En dit beteken, jy het hom nodig, want hy is die enigste een. Hy is die medisyne wat jy nêrens anders sal kry nie. Die weg, die waarheid en die lewe. En as jy, daar is baie goed in die wêreld wat die waarheid is. Ek sê nie, maar weet jy wat? Al die goed wat jy dink, moet jy gaan toets aan Jesus. Pas dit in by hom. Hierdie ding, Jesus is die skepper van die hemel en die aarde. Pas die evolusie leer daarby in? Nee, dit doen nie. Vriende, daarom is hy die waar. Hy's die norm vir alles wat uiteindelik die waarheid is. Hy's die een norm en daarom